Môre julle en baie welkom by ons. Dit voel amper soos 'n eerste tekkiesdiens na die 2 lang naweke wat verby is, maar die winter is hier by ons en bloemskou is mos nou ook agter die rug en gewoonlik dan is dit lekker koud. Maar baie dankie dat julle saam met ons ingeskakel het en baie dankie vir almal wat deel was van ons Kersvrydag. Ek weet dit was 'n koue dag geweest, maar elkeen se bydrae word baie waardeer. En dit was nog steeds 'n baie lekker dag wat ons saam kon feesvier en net ons dankbaarheid teenoor die Here ook kan betuig. So baie dankie vir elkeen daarvoor. Ek wil julle herinner, eerskomende donderdag, die 14de Mei het ons hemelvaartdiens 6:00 die aand. Dit gaan ook gelivestream word. Julle is baie welkom om in te skakel. En dan waar ons baie uitsien is ons Pinksterreeks saam met Prof Stefan Joubert van Ekerk. Julle moet solank daai datum vasknoop. Dit is die Sondag die 24ste Mei begin ons en dan tot die 27ste Mei. Daar gaan 'n oggend en 'n aanddiens wees deur die week. So julle moet asseblief daai inligting ook dophou. Ons sal dit vir julle nog weer uitstuur. Nou julle vandag natuurlik is Moedersdag. Dis Moedersdag en vir sommige van julle is dit dalk nie 'n lekker dag nie. Jy mis dalk jou ma of jy dalk nie 'n goeie verhouding met jou ma dalk nie. Vir ander is dit weer 'n lekker dag en jy sien uit na Moedersdag want dit is 'n dag wat jy jou ma kan bederf. En wat jou situasie ook al is, dis okay, né? En ons gaan vanoggend bietjie praat oor die liefde wat ons dra. Liefde wat ons nie altyd raak sien nie, né? So dink aan iemand wat vir jou sorg. Miskien is dit 'n ma, 'n ouma, 'n pa, 'n tannie, wie ook al. En probeer nou dink aan iets wat daardie persoon vir jou doen wat jy normaalweg nie eers besef of raak sien nie. Of agterkom nie, iets kleins, iets stilletjies, iets wat net gebeur sonder jy daarvoor vra, nê? En as jy aan so iets dink sommer net aan die dak oor jou kop, die bord kos op jou tafel, die mense wat vir jou opstaan in die oggend, wat jou skool toe vat, wat jou sportveld toe vat, wat daar is vir jou, en hoeveel daarvan het jy self gereël? Amper niks nie, nee. Hoeveel daarvan gebeur net? Dit gebeur rondom jou, sonder dat jy dit beheer. En dis die mense waaraan ons vanoggend dink. Die mense wat daar is vir ons, wat stilletjies in die agtergrond, sonder dat ons dit besef, vir ons daar is en naby ons is. En ons gaan vanoggend bietjie daaroor gesels. Maar voordat ons saam gaan lees uit die Bybel uit, kom ons bid saam en dan vra ons die Here se seën. Here, baie dankie. Dankie vir u liefde. Dankie vir u genade in ons lewens. Here, dankie dat ons dit kan beleef elke dag. Here, dankie dat ons ook as 'n gemeente saam kon Kermis vier en Here, iets van u grootheid en u sorg in ons lewe kon saam beleef. Dankie daarvoor, Here. Dankie ook vir die lekker reën wat ons kon gehad het. Dat u ook daardeur sorg vir ons, vir plantdiere en Here, dat ons tuine mooi is. Dankie daarvoor. Here, ons wil sommer bid vir vanoggend. Dankie dat ons spesifiek vandag vir ons moeders in ons gebede kan opdra. Dankie vir hulle in ons lewens, Here, en dankie dat ons saam uit die Bybel uit vanoggend kan lees en iets van u nabyheid en u teenwoordigheid en u liefde in ons lewens ook vanoggend daaruit kan beleef. Ons bid dit net in die naam van Jesus Christus. Amen. Ek groet julle vanoggend in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Kom ons sing 'n lied saam en dan loof en prys ons die Here. Ek is nie 'n stapsoldaatjie nie, 'n reissoldaatjie nie, 'n vliegsoldaatjie nie. Ek is nie 'n skietsoldaatjie nie, maar ek is Jesus se soldaatjie, ja meneer. Ek is Jesus se soldaatjie, ja meneer. Ek is Jesus se soldaatjie, ja meneer. Ek is nie 'n stapsoldaatjie nie, maar ek is Jesus se soldaatjie, ja meneer. Ek is nie 'n stapsoldaatjie nie, 'n reissoldaatjie nie, 'n vliegsoldaatjie nie. Ek is nie 'n skietsoldaatjie nie, maar ek is Jesus se soldaatjie, ja meneer. Ek is Jesus se soldaatjie, ja meneer. Ek is Jesus se soldaatjie, ja meneer. Ek is nie
'n stapsoldaatjie nie, maar ek is Jesus se soldaatjie, ja meneer. Ek is Jesus se soldaatjie, ja meneer. Ek is Jesus se soldaatjie, ja meneer. As jy jou Bybel by jou het, kan jy saam met ons blaai na Handelinge hoofstuk 17 toe. Ons gaan daarvan vers 22 af lees. Nou Handelinge, julle praat spesifiek ook van Paulus. Paulus wat een van die grootste sendelinge van ons tyd is. En Paulus het spesifiek mos nou sendingwerk gedoen na die nie-Jode, mense wat nie Jode was nie, het hy op gefokus. Onthou Petrus het nou weer sy sendingwerk gedoen onder die Jode, spesifiek die Joodse mense. En Paulus was hier in Handelinge 17 besig op sy tweede sendingsreis. Hy het altesaam 3 sendingsreise gehad, wat hy op 3 verskillende tye op sy reise was. En hier in Handelinge 17 is dit die tweede sendingreis en hy's daar in Griekeland, daar in Athene, wat mos nou die hoofstad van Griekeland is. So kom ons lees daar van vers 22 af saam. Paulus het toe in die middel van die Areopagus gaan staan en gesê. Nou die Areopagus julle is nou maar, kan mens nou maar basies sê, dis so 'n area gewees, wat mens kan nou sê die stadsplein was, of 'n bymekaar kom plek waar hulle was. Atheners, ek sien dat julle in alle opsigte baie godsdienstig is. So Paulus kom agter, maar hierdie Griekse mense het 'n behoefte, het 'n soeke na God in hulle lewens. En dan sê hy in vers 23, terwyl ek deur julle stad geloop en kyk het na die plekke waar julle aanbid, het ek ook 'n altaar gekry waarop geskrywe staan aan 'n onbekende God. Nou julle die Atheners, die Grieke, het klomp verskillende afgode gehad. En nou het hulle ook 'n altaar gebou vir as hulle dalk net moontlik van 'n spesifieke God vergeet het. So hulle wil nou nie die gode kwaad maak of maar hulle wou net seker maak al hulle bases is gecover en hulle maak seker hulle aanbid al die gode wat daar is, en nou het hulle altaar gebou vir 'n onbekende God, net vir in case hulle een gemis het. En nou sê Paulus, nou ja, wat julle aanbid sonder om daarvan kennis te hê, verkondig ek aan julle. So Paulus sien julle 'n geleentheid om oor hierdie onbekende God te kan praat. So hy kom agter, eerstens, hierdie mense het 'n behoefte aan God. Hy kom agter dat hulle iets besef dat daar wel 'n ander God ook moet wees, hierdie onbekende God. En nou sien Paulus 'n geleentheid en hy sê, ek gaan vir julle vertel van wie hierdie onbekende God is. In vers 24, God, wat die wêreld met alles wat daarin is gemaak het, hy is die Here van hemel en aarde. En hy woon nie in tempels wat deur mense gemaak is nie. Hy het ook nie nodig dat mense hom versorg nie. Inteendeel, dit is hy wat aan almal lewe en asem en alles gee. Uit een mens het hy al die nasies gemaak. En onthou Adam, né? Hy het hulle gemaak om oor die hele aarde te woon. Hy het bepaal hoe lank hulle sal bestaan en waar hulle sal woon. God het hulle gemaak om hom te soek, al sou hulle ook moes rondtas om hom te vind. En dan hierdie mooi woorde, hy is nie ver van enige een van ons af nie, want deur hom lewe ons, beweeg ons en bestaan ons. Of soos party van julle digters ook gesê het, ons stam ook van hom af. Aangesien ons dan self van God afstam, moet ons nie dink dat die godheid aan beelde van goud, silwer of klip gelyk is nie. Dit is bloot skepinge van menslike vaardigheid en verbeelding. God het die tye van onkunde oorgesien, maar nou roep hy al die mense oral op om hulle te bekeer. Want hy het 'n dag bepaal waarop hy regverdig oor die hele wêreld gaan oordeel, deur 'n man, Jesus, né? Deur 'n man wat hy uitgekies het. As bewys daarvan vir almal, het hy hom uit die doodheid laat opstaan. Nou julle die Atheners, die Grieke, het 'n altaar gebou vir 'n God wat hulle nie geken het nie. Hulle het geweet iets of iemand is daar, maar hulle kon dit nie benoem nie. En julle baie mense voel ook so. Hulle ken dalk nie vir God nie. Maar as hulle na die skepping kyk, of as hulle 'n babatjie sien wat gebore is, of as hulle sien
Hier was niks in die grond gewees en ewe skielik is daar 'n blom wat in die woestyn opkom. Dan besef hulle daar moet iemand groters wees. Daar moet iemand wees wat in beheer is. Daar moet iemand wees wat God is. En dit is presies hoe hierdie Atheners gevoel het. En Paulus sê, in hom leef ons, beweeg ons en bestaan ons. God is nie ver van ons af weg nie. En hy kyk nie af op ons nie. Maar God, julle is die ruimte waarin ek en jy bestaan. Soos 'n vis in die water. Dink gou 'n bietjie, 'n vis wat daar in die see swem, nê? Die vis sien nie die water. Die vis dink nie, "O, ek swem nou lekker in die water en hy dink nie eers aan die water nie, nê? Die water is net oral om hom." En dit is presies hoe God ook is. Kom ek verduidelik dit so. Voor jy gebore is, was jy mos nou in jou ma se maag gewees, nê? Daar in die baarmoeder. En daar het jy geleef en beweeg en bestaan. Jy het nie gedink, ek is nou hier in my ma se maag nie. Jy het dit nie geweet nie, jy het dit nie eens besef nie. Maar jou ma was op daai stadium alles in jou lewe. Sy was jou suurstof, sy was jou warmte, sy was jou hartklop. En Paulus gebruik amper dieselfde taal as hy oor God praat. Nou ek en jy het net nou gedink aan iemand wat stilletjies vir ons sorg. Miskien is dit jou ma, miskien is dit jou pa, miskien is dit 'n tannie of 'n ouma. Paulus sê God is ook so naby aan ons. Maar baie keer sien ons hom nie raak nie. En vanoggend wil ek vra, wie is daai persoon wat jou so dra sonder dat jy dit altyd raak sien? Wil jy miskien vanoggend vir daai persoon 'n briefie skryf? Wil jy miskien vanoggend vir daai persoon iets sê wat jy nog nooit gesê het nie? Paulus sê, in hom leef ons, beweeg ons en bestaan ons. As dit dan waar is, julle, dan beteken dit ek en jy hoef nie vir God te gaan soek nie. Ek en jy hoef nie te wonder of hy naby ons is en of hy hier by ons is nie. God is daar. Hy is by ons. Daar's 'n graad 1 juffrou wat vir die klas gevra het, vir die kinders in haar klas. Sy vra vir hulle, wat is die kleur van appels? En die een kind steek sy hand op en hy sê, 'n appel is rooi. 'n Ander kind steek haar hand op en sy sê, juffrou, 'n appel is groen. En een van die ander kinders sê, 'n appel is geel. Maar daar's 'n meisie wat daar agter in die klas haar hand opgesteek het en sy sê, juffrou, 'n appel is wit. En die juffrou probeer toe vir haar verduidelik, maar 'n appel kan groen wees en dit kan rooi wees en dit kan geel wees, maar ons kry nie iets soos 'n wit appel nie. Maar hierdie dogtertjie het toe nie maklik opgegee op haar antwoord nie en sy sê toe vir die juffrou, maar juffrou, kyk net aan die buitekant. Kyk aan die binnekant. En as jy 'n appel oopsny, of dit nou 'n rooi appel of 'n groen appel of 'n geel appel is, aan die binnekant is alle appels wit. En julle, dit is wat Paulus ook vir hierdie mense wil kom verduidelik het. God, of hy nou 'n Jood of 'n Griek is, in ons geval of hy nou 'n swart maatjie is of 'n bruin maatjie is of 'n wit maatjie is, God leef in almal van ons. Ons leef, beweeg en bestaan deur God. En omdat hy by ons almal is, het ek en jy ook die verantwoordelikheid om uit te gaan en vir ander mense te gaan vertel, maar God wil ook in hulle leef. God wil ook hulle God wees. Hulle hoef nie te gaan soek na wie hierdie God is nie. Hy is reeds by hulle. Ons moet net vir hom sê, Here, kom en kom leef hier binne in ons. Amen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie. Dankie dat ons kan weet, ons leef, beweeg en bestaan in U. Ons hoef nie te gaan soek nie. U is nie ver van ons af nie. Maar Here, U is soos iemand wat vir ons sorg, soos 'n ma, soos 'n ouma, soos 'n tannie, soos 'n oom. Here, wat naby is. Here, wat altyd daar is. Al besef ons dit nie noodwendig nie. En Here, dankie dat U
ons verstaan net soos wat ons is. Here, dankie dat U weet ons gaan partykeer deur moeilike dae waar dit vir ons moeilik is om te besef U is naby aan ons. Maar Here, help ons om nooit daaroor te twyfel nie. Help ons om elke dag op te kan staan met die wete, U is met my. U sal my nooit in die steek laat nie. Baie dankie daarvoor, Here. Ons wil kom bid, Here, vir elke gesin. Here, elke ma vir vandag, Here, dankie vir dit wat hulle doen in almal van ons se lewens. Dankie, Here, en ons wil bid dat U vir hulle sal krag gee vir elke dag wat voorlê. Ons wil bid vir die kinders, Here. Here, wil U met hulle ook wees in die tyd by die skool ook, en ons kom al hoe nader aan die assessering en eksamens wat dit daarmee saamgaan. Here, wil U vir hulle ook help? Wil U vir hulle ook krag gee vir elke dag en die take wat hulle moet doen? En dan wil ons sommer net kom bid en sê, Here, wanneer ons ook nou dink aan die Pinkster wat op pad is, dankie dat U Heilige Gees uitgestort is vir elkeen van ons. Dankie dat ons kan weet die Gees woon in ons en is naby aan ons. In Jesus se naam bid ons dit saam. Amen. Ek gee nou geleentheid vir elkeen van julle om ook vir die Here dankie te sê met jou dankoffer. Jy kan op enige van die volgende maniere kan jy vir hom dankie sê. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die teenwoordigheid en die nabyheid van die Heilige Gees by jou wees en by jou bly. Ons sien julle volgende week weer.